Geliewe gemeente hierso in Witbank, is die 26ste Oktober 2025 en wat 'n wonderlike voorreg om bietjie saam met julle te kuier. Baie dankie ook vir die wat na die materiaal gaan kyk. Ons vertrou Vader sal sy woord die snelle loopland neem en dat hy ons ewige Vader is en sal bly. Halleluja. Boodskap van vanoggend is krake in ons mure. Krake in ons mure. Julle kan die skrifte oopmaak by Nehemia 1. Nehemia 1. Ons kyk daar vanaf die eerste vers, Nehemia 1. Nehemia 1. Hierdie is 'n gebed van Nehemia vir die kinders van Israel. Dis 'n gebed van Nehemia. Dit is eintlik 'n smeking van Nehemia vir die kinders van Israel. Dit wil sê vir die uitverkorenes van Vader se volk. Vanaf vers 1. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalje, en in die maand Kislew van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek, Nehemia, het hulle gevra, eerstens, na die Judeërs, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap, en tweedens na Jerusalem, na die volk toe. Ek het hulle daarna gevra, vers 3, en hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem is stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween en ek het daelang getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van Vader Jahwe van die hemel en gesê, ag Vader Jahwe van die hemel, groote en gedigte Vader, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou. Vers 6, laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van die knegt, wat ek vandag voor die aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Vandag is dit nie anders nie. Dis daar, ons is by daai plekkie. Vers 8. Dink tog aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, naamlik, as julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar, as julle jul tot my bekeer en my gebooie onderhou, en dit doen, is die belofte, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het. Hierdie maak my opgewonde, om my naam daar te laat woon. Om my naam daar te laat woon. Halleluja. So sy knegte moet sy naam ken, sodat sy naam, hy self, hier tussen ons kan kom woon. Jerusalem was die stad, en tot sover, haal ek dan aan vir ons tot vers 9. Jerusalem was die stad wat Vader Jahwe gekies het, om sy naam daar te vestig. Dit is ook waar die tempel van Salomo gestaan het. Vader Jahwe het dit gesien as 'n skone stad. Dis hoekom hy sy naam daar laat woon het. Daardie stad se mure was egter omgegooi en die tempel was verwoes. Dit was nie net die letterlike verwoesting van die sigbare dinge waarna ons hier kyk nie, maar ook die geestelike verwoesting van die naam van Vader Jahwe. Waar sy naam nie, is verwoesting.
Die boodskapper wat na Nehemia gekom het, het vir hom gesê, ons sien dit in vers 3 van Nehemia 1, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap, daar in die provinsie verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Die vyand het afgebreek en verbrand, en verwoesting gesaai. Die tempel verwoes, en Juda is in ballingskap weggevoer. Maar, dit is nie waar die afbreking van Jerusalem begin het nie, en waar die verwoesting begin het nie. Indien Israel egter getrou gebly het aan Vader Jahwe, aan sy insettinge en verordeninge, en hom ook lief gehad het met hulle harte en hulle verstand en al hulle kragte, sou Jerusalem tot vandag toe bly bestaan het, tot eer en verheerliking van die naam van Vader Jahwe. Vader Jahwe het sy volmaakte wet aan sy volk Israel gegee, en aan hulle gesê, hier is my liefdesbrief vir julle. Ek het julle geskaap, ek het julle geformeer, van die grondlegging van die wêreld af. En hy het die wet vir hulle gegee en gesê, dat wanneer hulle daarvolgens lewe, hulle nie blootgestel sou wees aan oorloë, depressies, hongersnode, droogtes, pestsiektes en allerhande ellendes nie. Die hartseer hiervan is, as die mens, Vader Jahwe se volk, is self verantwoordelik vir sy of dan ons omstandighede. Ons is self daarvoor verantwoordelik, want ons beweeg weg van sy insettinge en sy verordeninge. Ons lees die opdragte van Vader Jahwe in Deuteronomium 28. Ons lees sy opdrag daarso, Deuteronomium 28, vanaf die eerste vers tot ek dink by die 14de vers, is die seëninge van Vader Jahwe. Nou, hy sê vir ons daar, as jy dan goed luister, so dis ons eerste probleem, ons luister nie, ons hoor maar ons luister nie, luister is om te hoor, saam te stem en dan te doen. As jy dan goed luister na die stem van Vader Jahwe, om sorgvuldig te hou, al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Vader Jahwe jou die hoogste stel, bo al die nasies van die aarde. En al die seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van Vader Jahwe. Sy uitverkore volk, sy kinders het egter besluit om nie te luister na sy stem nie, en so Jerusalem ook nie, en daarom is hulle ook verwoes, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, hulle sonde, hulle oortredinge. Hulle het hulle rug op Vader gedraai, hulle het sy naam verag. Die verwoesting het egter in die hart van die volk begin. 'n Mens se huis, 'n huis in 'n volk, word vernietig deur haar eie sonde. 'n Mens of 'n mens se huis, 'n huis, word vernietig deur haar eie sonde. As dit binne in die huis begin, sprei dit uit en dit word meer, en so word 'n volk stelselmatig gekanker van binnekant af. So is dan die verhaal van Job ook, waar Vader Jahwe gesê het, dat Job 'n vrome man was, een wat Vader Jahwe dien. Die muur van Vader Jahwe se beskerming was stewig om Job gebou. Nou die enigste manier waarop die duiwel daardie muur kon deurdring, was deur 'n kraak in die muur te maak. Hy het twyfel en vrees in Job se hart verwek en in sy gemoed gesaai. Job was bevrees dat die beskutting en voorspoed van hom weggeneem sou word. Dit het wel toe gebeur.
Dit wat jy vrees, sal oor jou kom. En dit het hom op die ashoop laat beland. So die kanker begin van binnekant af. Daai klein gaatjie wat jy maak, die deur wat jy ooplos, dis daar waar Satan hou vaskry en 'n verterende kanker in jou kan laat bewerkstellig. Daarom sê Spreuke 4 vers 23 vir ons: bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Bewaar jou hart. Jerusalem se mure is verwoes omdat Israel Vader Jahwe verruil het vir afgode. Israel het haar heerlikheid prysgegee en deur ander gode aan te hang. Jerusalem het nie haar hart bewaar nie. Soos wat Nehemia ook geween het oor die vrygeraaktes in Jerusalem, is daar ook 'n groot geween oor die toestand van die vrygeraaktes, die boervolk, hier aan die suidpunt van Afrika. Daar is soveel twis en tweedrag onder ons, en tussen ons volksgenote, ons loop agter ander gode aan, maak mekaar sleg by ander, verskeur mekaar met die tong, verneek mekaar vir eie gewin, en ons kan opnoem. Hoe kan ons eie mure dan standhou teen die aanslag van die bose, wanneer ons die krake in ons eie mure veroorsaak? Ons veroorsaak die krake in ons mure. Die mure van ons huise het krake, en sommige is verwoes en plat gegooi, weens die volgende redes. Dit wil sê, hoe kan ons terugkeer na Eden toe, wanneer die volgende nie deelagtig is van ons lewe nie? Hoe kan ons terugkeer na Eden toe, van waaruit ons geval het? Hoe kan ons daarheen terugkeer? Ons moet losmaak met die volgende aspekte. Dit is wat krake in ons mure veroorsaak. Julle is baie bekend daarmee, is Galasiërs 5, ek dink is vers 19, wat praat van die vleeslike, nie die geesbegeertes, nie vleeslike begeertes. Vermenging en verbastering. Ons leef eintlik in 'n kokon, omdat ons apart is, leef ons in 'n kokon. Gaan 'n bietjie uit, gaan kyk 'n bietjie, hoeveel verbastering is daar aan die orde van die dag, wat deur ouers goedgekeur word. Dis nou weer matriek afskeid, en daai tipe van goeders. Ek wil net met iemand saamgaan, al is dit met 'n swarte. Ek wil net met iemand saamgaan, al is dit nie 'n volksgenoot nie. Liewe ouer, weet jy, hoe staan jy voor Vader Jahwe? Weet jy watter risiko jy jouself in begewe, as jy toestemming daaraan verleen? Vader Jahwe haat dit. Oorspel en hoerery, daar word agter ander godsdienste aangeloop, wat 'n beter lewe, of 'n beter toekoms, of meer voorspoed voorspel. Onreinheid en ongebondenheid. Onreinheid en ongebondenheid beteken ek raak oormatig onafhanklik, sonder enige beheer, beperkings of verpligtinge, en dus het geen respek meer vir Vader Jahwe en sy gemeente nie. Ek maak my eie reëls. Ek's ongebonde. Dit wek onreinheid. Afgodery. Ons is skuldig daaraan, is om Vader Jahwe se werke eerder as om homself te aanbid. Ons aanbid naderhand ons eie besittings, ons maak dit 'n afgod. Dit is niks verkeerd as Vader jou seën met goeie en mooi besittings, nie glad nie. Hy bly nog steeds die voorsiener daarvan. Towery, manipulering van bonatuurlike kragte, sterre voorspel,
Ek wil graag weet wat in die volgende jaar of 2 wil gebeur, maar ek gaan net gou-gou hierdie antie op die hoek, wat in die karavaantjie my palm lees, wil ek net gou-gou gaan hoor, wat se groot voordeel en sukses wag daar vir my in die toekoms. Dis towery, dis afgodery. Vyandskap. Ek het geen respek en eerbied meer vir my naaste nie. Vader stel dit baie hoog op prys. Eer en respek vir jou naaste. Maar hoe die duiwel wil jy respek hê vir jou naaste as jy nie eers weet wie jou naaste is nie? Solank ek net my standpunt kan stel en basta met die res. Dit is vyandskap. Ek sê nie ons moet kompromieer nie. Ek sê ons kan iets beredeneer sonder om vyandig gesind te wees teenoor jou naaste. En dit is die toets. Dit is ons toets, dit is my en jou toets. Jaloesheid. Dis 'n verterende afguns. Dis 'n agterdogtige, wraaksugtige en besitlikheid wat ons ervaar wanneer ons dink ons aan ons verhoudings en ons status in die lewe. Ons vriendskappe of besittings word bedreig, dan raak ons jaloers. Dan probeer ons dit beskerm. En daardeur gun ek my naaste ook geen geluk of voorspoed nie. Ek is so jaloers, dit is 'n vretende tering. Toornigheid, soek moeilikheid om elke draai en antwoord haat met haat, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Naaiwer, dis om sonder innerlike dissipline op te tree. As ek daai ou man net kan terugkry, of daai vrou. Dit ontwrig die ordelike gang van sake en oorskry alle perke van redelikheid, net omdat ek nie my sin kry. Tweedrag, onenigheid, heeltyd. Tweedrag in onenigheid skep, partyskap. Ek skep 'n toestand om verdeeld te wees. Ek wil met niks saamstem nie. Ek is met alles krities. Veral deur die verkondiging van vals leringe wil ek dit met hand en tand verdedig. En ek is nie bereid om te kompromieer nie. Want as ek nou kompromieer, beteken dit dat vir die 10 jaar waarvan ek vir jou gelieg het, moet ek vir jou verskoning vra. Ek is nie bereid om dit te doen nie. Nee, wat van my naam? So, kompromie gaan hand aan hand met naaste liefde. Ek kompromieer nie waarheid nie. Derhalwe, wanneer ek waarheid sou kompromieer, net om naaste liefde te behou, doen ek my naaste 'n onreg aan. Moord, letterlike en fisiese doodmaak en vernietiging met die tong, dronkenskap, hierdie moet klaar sodat die nageslag niks oorbly nie. Dit gaan oor die dronkenskap en die misbruik daarvan. Brassery en dergelike dinge, te veel om op te noem. Hierdie dinge waarvan Paulus ook sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Vader Jahwe nie sal beerwe nie. So hierdie is krakies in ons mure wat ons moet van ontslaa raak. Die boervolk in die suidpunt van Afrika was op eens 'n tyd, was hy 'n gesogte volk, 'n volk van aansien, 'n volk met wie rekening gehou kon word en waarna opgekyk kon word. En vandag is 'n volk wat geminag word en wat regtig geen aansien meer het nie. Dit gaan verander. Vader sê voor. Halleluja. Dis die enigste ding waaraan ons kan vashou, is Vader en sy woord en sy beloftes. So, as ons rondom ons kyk, gaan ons val. Gaan ons nie op die water kan loop nie. Die geskiedenis herhaal homself. En so was dit dieselfde met die volk van Israel,
waarvan ons lees in Jeremia 2 vanaf vers 1 tot 5. Julle kan daar gaan kyk, Jeremia 2 vanaf vers 1 tot 5, waar Vader Jahwe die volgende deur die profeet Jeremia aankondig. Vanaf vers 1 van Jeremia 2. En die woord van Vader Jahwe het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem. Dit verwys natuurlik na Vader Jahwe se volk en sê, so spreek Vader Jahwe, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my, Vader Jahwe, aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Vader het die Israeliete gereinig. Dit was 'n onbesaaide land. Hulle het agter Vader Jahwe aangeloop. Dit gebeur nie vandag meer nie. Israel was vir Vader Jahwe 'n heiligheid, die eerstelinge van sy opbrengs. Almal wat vir Israel opeet, lees mooi daar in vers 3, almal wat vir Israel opeet, sal skuld op hulle laai. Vader sê ook vir ons in Sagaria, hy sê, wee die een wat my oogappel aanraak. Hy sê, almal wat hom opeet, of aan my eet, my volk eet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek Vader Jahwe. Hoor die woord van Vader Jahwe, huis van Jakob, en alle geslagte van Israel, wat dan natuurlik ook dan die boervolk insluit. So sê Vader Jahwe in vers 5 daar van Jeremia 2, so sê Vader Jahwe, watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk en agter nietige afgode aangeloop het, en self nietig geword het. Hierdie is 'n gruwelike aantuiging. So sê Vader Jahwe deur die mond van Jeremia, watter onreg het julle vaders in my gevind? Bid jou aan. Die vraag bly dus, wat veroorsaak die krake in die mure van die seuns en die dogters van Vader se volk? Watter onreg het ons in Vader Jahwe gevind, dat ons ver van hom afgewyk het? Watter onreg het ons in Vader Jahwe gevind? Dat hy nie meer goed genoeg was vir ons, sodat ons na 8 ander nietige gode moet aanloop, en vir ons eie heil bewerk. Dis mos nou makliker, om reëls en insettinge daar te stel wat by my pas. Dis baie moeiliker om by Vader Jahwe se woord aan te pas. So daarom gaan ek my eerder agter dit aanloop wat vir my guns bewerk, voorspoed bewerk. Maar wat 'n geteerde pad is na die onewigheid toe. So watter onreg het ons in Vader Jahwe gevind, dat ons ver van hom afgewyk het, en agter nietige gode aangeloop het, en self nietig geword het? Vader Jahwe antwoord self hierdie vraag. Hy antwoord self deur die profeet Jeremia in die volgende gedeelte. Vers 6 antwoord hy. En hulle het nie gesê, waar is Vader Jahwe, wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons in die woestyn gelei het, in 'n land van wildernis en kuile, in 'n land van droogte en doodskadewee, in 'n land waar niemand deurtrek en waar geen mens woon nie. Dis die land waardeur Vader Jahwe Israel uitgetrek en deurgetrek het. Hulle vra nie, waar's daai Vader Jahwe? Vers 7. En ek het julle gebring in 'n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet. Maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis, wat ek vir julle gegee het julle gruwel gemaak. Die priesters en die profete, die verkondigers van die woord, het nie gesê, waar is Vader Jahwe nie. Alhoewel daar op die banier hang, so spreek die Here. En die wat die wet handhaaf, het my nie geken nie.
en die vorste het teen my oortree, en die profete het geprofeteer deur Baal, deur God, Here en Jesus, en agter dinge aangeloop wat geen voordeel bring nie. Daarom sal ek nog met julle twis, spreek Vader Jahwe, en met julle kindskinders sal ek twis. Vader Jahwe sal nie met sy volk, sy uitverkorenes opgee nie. Hy sal nie. Daar is geen skrif bevestiging wat sê hy gee op sy volk nie. Maar dan word sy woord verkondig aan die uitverkorenes, terwyl hulle nie weet wat sy naam is nie. Ek vra nou die dag vir 'n pastoor, 72 plus, wat al vir 45 jaar bedien. Wat is Vader, wat is die God wat jy aanbid se naam? Nee, hy is Abba. Abba wie? Nee, hy is Jahwe, Here. Ek sê ja, dit is wat Vader is. Maar wat is sy naam? As jy nie weet wat is sy naam nie, en vir 45 jaar vir mense verkondig, dat jy moet by hom skuiling vind nie. By wie skuil jy as jy nie sy naam ken nie? Vers 9. Daarom sal ek nog met julle twis, spreek Vader Jahwe, en met julle kindskinders sal ek twis. So Vader gaan nie opgee nie. Moenie eers probeer weghardloop nie. Die boervolk het eintlik die heerlikheid waarmee hy beklee is, prysgegee in hierdie land. Ons het dit prysgegee vir nietighede. Ons is besig om dit dag vir dag nog te doen. Hoe het ons dit gedoen? Eerstens, ons het nie die land wat ingegaan is met die banvloek getref nie. En daarna het ons nog steeds gaan verbonde sluit en ooreenkomste aangegaan met die met wie jy dit nie mag doen nie. Ons het totaal in wetteloosheid verval en nie gevra, waar is Vader Jahwe nie? Ons het ons eie rigting ingeslaan. Vader Jahwe dui vir ons die pad aan. Ons besluit om kort paadjies te vat, of 'n ander roete te volg. Dit gaan nie werk nie. As jy 1 millimeter daarvan afwyk, gaan jy opeindig waar jy nie wil wees nie. Daarom moet ons die krake in ons mure toemessel, deur te vra, waar is Vader Jahwe? Want ons lees in Jeremia 2 vers 13 en 14 die volgende. Want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Die eerste een is, vir my, die fontein van lewende water het hulle verlaat, om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Ek werk my eie heil uit. Ek kap my eie reënbak. Kom drink jy nie uit die fontein van lewende water wat Vader Jahwe self is. Dit is nou baie makliker. En die tweede ene, is Israel 'n dienskneg? Of is hy 'n bediende wat in die huis gebore is? Waarom het hy dan 'n buit geword? Ons het die stert geword, terwyl Vader ons die kop geskaap het. Is ons as boervolk nie vandag 'n dienskneg en bediende sowel as buit vir wie eintlik dit moes gewees het nie? Hoe verander ons dit? Ek is besig om af te sluit. Hoe verander ons dit? Hoe heel ons die krake wat in ons eie mure en die mure van die volk ontstaan het? Hoe vermy ek toekomstige krake? Ons kan dit alleenlik doen deur ons af te sonder en apart te hou en te heilig vir Vader Jahwe. Soos wat hy vir ons van die begin af beveel het. Hier is my liefdesbrief van jou, man. Ag, kom doen dit nou maar asseblief. Jy is 'n afgesonderde volkie, maar ek sonder my af vir julle. Julle kan julle tog afsonder vir my ook. Ons moet sy wil soek, nie ons eie nie.
Ons moet sy wil soek. Ons moet soek, waar is Vader Jahwe en dit wat ek nou doen, waarmee ek besig is. Ek sluit af met Psalm 1, die eerste vers. Baie bekende gedeelte. Welgeluksalig is die man of vrou wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en die sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet of in die woord van Vader Jahwe en hy oordink sy wet of sy woord dag en nag. Ons moet vra, waar is Vader Jahwe? Drink uit sy fontein van lewende water. En ons keer terug na Eden toe, om vir ewig te lewe. Wat 'n voorreg, wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. En om daar uit te kom, moet ons hierdie ou krakies aanspreek. Ons moet ontslaa raak daarvan. Mag Vader elkeen aan die hart gryp en jou ondersteun, my ondersteun, elkeen van ons ondersteun as naastes, as geliefdes, as boervolk, dat ons op die regte pad sal bly. Dat ons mekaar daarin sal ondersteun. En dat ons dit sal doen, nie om eie gewin in die vooruitsig te stel, maar tot eer en verheerliking van sy heilige naam, Vader Jahwe. Amen. Baie dankie.